Baie welkom aan elkeen van julle. Dis cool vanoggend en julle het die regte ding gedoen om in die koeligheid hierna toe te kom. Ek weet dit was vir party baie swaar Piet, jy het dit gesê, maar baie dankie dat julle ook op hierdie manier mekaar kom help om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Dit is wonderlik om te weet dat die Here ons wil ontmoet en dat die Here ook hier is om jou te ontmoet. Ons kom met verskillende verwagtinge. En miskien is die Psalm 13 ook jou gemoed, jou gedagtes, waar Dawid sê, hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my daarmee kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? So dis swaar woorde van iemand wat baie alleen voel, en voel dat hulle oorweldig word deur die bekommernisse en die uitdagings wat lê. Die tweede deel van die Psalm sê, luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van U, Here, omdat U aan my goed gedoen het. So mens hoor iets van die situasie waarin die psalmskrywer nou is, maar mens hoor ook iets van sy ervaring uit die verlede uit, dat daar by God 'n uitkoms is, dat God 'n troue, liefdevolle God is, en dat daar tye is, en hy sien uit na sulke tye, wanneer daar uitkoms is, en wanneer 'n mens kan sing, tot eer van die Here. Broers en susters, genade en vrede, van hom wat was, en wat is, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons sing nou vir die Here wat ons groet. Is 'n baie bekende lied, lied 190, Grote God aan U die eer. Kom ons staan en sing ons die 3 verse saam. God en
Ons het die gebruik om hierdie kwartaal kinderore te hê, hierdie oomblik in die erediens waar die kinders gou luister na wat die essensie is van die teks en dan afgaan na die kerksaal toe, dat hulle daar met hulle eie aktiwiteite kan besig wees. Maar nou voel dit vir my so, dan sê mense vir die kinders, julle moet net in die kwartaal kom. So ek het nou maar kinderore in die vakansie ook. En ek het agtergekom, dis wanneer die groot mense se ore ook die beste luister, want jy weet dis nie vir jou bedoel nie, en dan so half terloops kom die Here dan by die agterdeur by jou in. Maar as ons vanoggend gaan lees uit Romeine 6 vers 12 tot 23, dan wil ek 'n gedagte by ons laat oor 'n storie wat ons eintlik baie goed ken. Wie sing daar, Dr. Willie? Wie sing daar? Karika Kesenkamp, Pinocchio. Julle onthou die storie baie goed. Ek het nou gaan kyk, die kerk is gebou in 1881 en die storie is die eerste keer geskryf in 1883. So die kerk was 2 jaar oud toe 'n Italianer hierdie pragtige storie van Pinocchio geskryf het. En as mense nou gaan kyk, daar is verskeie weergawe, die storie kry ons nou stertjies. En in die weergawe wat ek gelees het, is Pinocchio se skepper, is Geppetto, is 'n horlosiemaker. Ek sien in die oorspronklike weergawe, hy was 'n marionet poppebouer, maar die storie wat ek nou gelees het, is hy die horlosiemaker, en julle ken die verhaal. Geppetto is terwyl hy werk elke dag, is hy gelukkig en hy's tevrede en hy maak die mooiste horlosies, maar as dit aanraak, dan voel hy die eensaamheid. Hy het nie kinders nie, en hy verlang daarna om 'n kind te hê, om iemand te hê wat hy kan versorg en na omsien. En so besluit hy een aand, maar hy gaan vir homself 'n pop maak, en dan gaan hy homself matroos met die teenwoordigheid van hierdie pop. En so maak hy vir Pinocchio. En toe hy hom klaar gemaak het daar in die werkswinkel, toe gee hom so 'n soentjie op die kop, en dit raak aand, hy kyk by die venster uit en hy sien die sterre, en toe 'n ster verskiet, toe is daar ook so 'n wens in sy hart, dat hierdie pop wat hy gemaak het, tog lewe kan kry. My pa is nou 2 jaar onlangs oorlede, en ek kom agter my ma is ook so, sy pas baie keer iemand se honde op, en dan kan ek sien hoe sy oplewe, maar sy wil nou 'n kat hê of 'n hond hê, maar sy kan daar waar sy bly net nie hê nie. Maar Geppetto nou vir Pinocchio, hy het vir Pinocchio gemaak, en daar terwyl hy kyk by die venster en 'n ster verskiet, toe's die wens in sy hart, dat die pop tog lewendig mag word. En nou is die kinders storie mos nou so, toe hy nou die werkswinkel se deur toetrek agter hom, Pinocchio daar neergelê het op die werksbank, toe kom maar 'n sterretjie by die venster in, en dit word 'n feetjie, 'n blou vee. En die blou vee het gehoor wat sy wens is, en sy gaan tik daar met haar staffie aan Pinocchio, die pop wat daar dood lê, en die volgende oomblik is haar lewe in Pinocchio. En die vee groet vir Pinocchio, en sy sê vir hom, maar sy gaan hom nog iets gee, en dit is daai kriek, wat daar met die sambreel langs Pinocchio is, want die kriek weet baie meer van die lewe, as Pinocchio wat vir eerste keer nou sy oë oopmaak, en daarom sê die vee vir Pinocchio, luister na die kriek. Die kriek het baie wysheid, die kriek ken die lewe, en as jy wonder wat jy moet doen, volg die kriek sal vir jou wys. En natuurlik die volgende dag toe Geppetto daar inkom by die werkswinkel, en hy kyk op die toonbank, is die pop weg, en dan hoor hy hierdie stem uit die hoek van die werkswinkel uit wat hom groet, en hy besef sy wens het waar geword, die pop lewe. Maar na so 'n tydjie sien Pinocchio by die venster uit dat die ander kinders gaan skool toe, en hy sê vir Geppetto, hy sal hom baie graag ook wil skool toe gaan. En Geppetto, maar jy het boeke nodig, ek het nie geld vir boeke nie, maar hy hoor wat Pinocchio se wens is, en hy het 'n lekker dik wintersjas, en dit is nou nie so nodig daai tyd van die jaar nie, en hy gaan verpand sy jas, om vir Pinocchio skoolboeke te koop, splinter nuwe skoolboeke, Pinocchio is so in sy noppies, en die volgende dag vat hy sy boeke, en hy is op pad, soos die kinders, hy gaan nou skool toe. Maar, langs die pad, ontmoet hy vir jakkals en vir kat.
En hulle vra van waantoe is jou pad, seentjie? En hy sê, opgewonde, hy's op pad skool toe en hy het splinternuwe boeke. En die kriek is ook al by hom so 'n bietjie meer wantrouig oor die manne wat hulle langs die pad ontmoet. En die jakkal sê vir Pinocchio, ons is op pad na die fees toe, na die groot landbouskou toe. Dis 'n fees. En ons gaan 'n klomp lekker ervarings hê. Wat wil jy skool toe gaan? Jy kan by die fees alles leer wat jy nodig het om te weet van die lewe. En die kriek probeer nog keer, maar die jakkal sit sy hoed bo die kriek, laat die kriek nie gehoor kan word nie, en daar gaan Pinocchio saam met die twee. En toe hulle by die feeshek kom, toe hoor Pinocchio, maar hy het 'n kaartjie nodig om in te kan gaan. Hy sê, maar ek het nie geld nie, en daar staan nog so 'n karakter daar by die hek, en hy sien die splinternuwe skoolboeke, en hy sê vir hom, dis niks sê, ek sal daai ou boeke van jou, sal ek oorneem, maar gee ek vir jou die kaartjie se geld. En Pinocchio gee die boeke splinternuut met 'n petto, jas wat verpand is aan die man, en hy gee vir hom die kaartjie geld, en hy betaal saam met kat en jakkels, en hy's in by die fees. Kriek is nog onder die hoed. En dan sien Pinocchio 'n wonderlike ding. Hy sien poppe soos hy, wat op 'n verhoog besig is om toneel te speel. Hulle is besig om te dans. En hy dink maar, hy kan seker ook dans, en hy lyk dit, en hy spring op die verhoog, en daar gaan hy saam met die ander poppe, die marionette, dans hy. In die volgende oomblik sien die mense, maar wat gaan met hierdie pop aan? Hulle sien niks stoutjies nie. Dis dan te wonderlik. Hoe doen die een dit? En hulle gooi net geld op die verhoog om te sê hoe verwonderd hulle is oor hierdie pop wat kan dans sonder die toue. En toe die poppemeester dan sien hoe die geld hier op die verhoog val, toe besef hy, maar dis mos die dingetjie wat hier voor staan en dans wat die mense so opgewonde het. En hy laat die gordyn toegaan toe die dans klaar is, en hy gryp vir Pinocchio, en daar beland Pinocchio binne 'n kou. Word hy opgesluit, want die marionetbaas wil nou hom gebruik om geld bymekaar te maak. En Pinocchio sit in sak en as, hy sit vas, hy kan nie uit die kou uit nie, en hy roep om hulp, en Kriek het daarom onder Jakkal se hoed uitgekom, en Kriek hoor, en hy is in by hom, en Kriek kan niks doen nie, want hy kan nie die slot oopmaak nie, hy kan niks, en Pinocchio sit vas. En die volgende oomblik verskyn die blou vee weer, en sy sê vir Pinocchio, wat gaan aan? En hy voel so skaam en verleë oor wat hy gedoen het met die boeke, en hy sê vir die vee, nee, 2 manne het my beroof langs die pad. En die volgende oomblik begin sy neus groei. Hy sê dit was 4 manne, en sy neus groei nog langer. Sy sê vir hom, Pinocchio, wat praat jy? Wat weet jou beroof? Nee, hulle het my gevat, en hulle het my gebring na hierdie plek toe. Neus bly net groei. En die volgende oomblik toe vat iemand my en sit my in die hok, en ek weet nie wat om nou te doen nie. Hy sê, hoekom groei my neus? Sy sê vir hom, jy's besig om vir my te jok. Sê hy. Skaam sê hy nou maar vir haar van wat gebeur het langs die pad. Dat hy op pad was skool toe, en die jakkals en die kat het hom allerlei goed in die kop gepraat. Kriek het vir hom gesê, hy moenie saam gaan nie, maar dit het so aantreklik geklink, en hulle was so oortuigend geweest. En toe die man by die hek, en elke keer as hy die waarheid vertel, dan kom die neus weer terug. En op die ou einde is Pinocchio se neus op sy plek, en die vee sê van Pinocchio, ek laat jou nou uit hierdie kou uit. Jy kry 'n tweede kans, maar jy moet regtig na my luister. As Kriek iets sê, luister vir Kriek. Luister vir Kriek, want Kriek ken mense, Kriek ken die lewe, en Kriek sal jou op 'n goeie en 'n regte pad lei. En so toer sy weer sy boeke terug onder sy arm, en daar's Kriek en Pinocchio met die nuwe boeke skool toe. Daar's nog baie ander staaltjies, ek het nou maar een van hulle vertel, en so gaan die storie net aan en aan en aan. Maar dit wat die kinders in ons verlede week gehoor het, is dat net soos die vee in Pinocchio se lewe 'n totale omwenteling gebring het, vanuit die doodheid na die lewe, en selfs toe hy nog in die lewe homself in 'n doodse situasie bevind het, sy hom weer teruggebring, laat hy kan lewe. Lees ons in Romeine 6, verlede week het ons dit gelees, ons is gedoop. En Dominee Drian het die beeld gebruik van die dogtertjie in die pragtige rokkie, wat die rokkie gekry het nadat sy haar ander klere vuil gemors het in die modder, en haar ma haar in die stort ingetel het, saam met haar daar, haar skoon gewas het van die modder, en toe vir haar hierdie pragtige nuwe rok aangetrek het, en toe het sy geweet, sy wil nie weer in die modder beland nie, want dit wat met haar gebeur het, is so wonderbaar,
wonderlik, dat sy wil nie weer daar wees waar sy was nie. En daarom stap sy hierdie pad saam met die Here. En dit is wat by die doop gebeur, sê Paulus. Ons kan sê, ons het saam met Christus gesterf. Ons wat saam met hom in die graf, God die Vader en die Koning het vir Christus weer laat lewe, so laat God ons ook lewe. Ons is soos mense wat nuwe lewe gekry het. En daarom, wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Dit was die boodskap van verlede week. Hierdie week lees ons verder uit vers 12 tot 23. En nou gaan dit oor tot die werklikheid. Dat as 'n mens hierdie lewe ontvang het en die doop jou daaraan herinner dat jy het, dan is ons nie dadelik in die hemel nie. Dan lewe ons nog op hierdie aarde. En dan ervaar 'n mens net soos Pinocchio dat daar gedurig stemme is rondom jou wat vir jou aanmoedig om sekere goed te doen. En baie van die goed lyk baie aantreklik. Dit lyk asof dit jou regtig gaan help. En die prentjies wat daar bo is alles van wat kinders doen wat stout is, wat lelik is, wat eintlik die dood bring vir hulle self en vir ander. Nie letterlike dood nie, maar die dood in verhoudings, in vriendskappe, die dood in respek wat mense vir jou het, die vertroue wat mense in jou het. Daardie dood bring ons dikwels oor onsself. En daarteenoor word ons uitgenooi om in die sekerheid dat ons in die lewe gebring is deur die Here Jesus Christus se dood aan die kruis en sy opstanding, dat ons in daardie wêreld van lewe sal beweeg. Dat dit wat ons doen, dat ons altyd vir onsself sal afvra, bring dit die lewe? Dien dit die lewe? Ons luister na Jesus en ons leef met hom, in hom, deur hom, vir hom. Ek het nou gebed ook daar wat ons saam met die kinders gaan bid. Julle kan maar julle oë toemaak, dan gaan ek hom eers bid en daarna gaan ek ook vir die Here vra om vir ons deur sy woord ook verder te kom lei vanoggend. Kom ons raak saam stil. Kom ons buig die hoofde saam in gebed. Ons Vader, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons losgemaak het van sonde. Dankie dat U vir ons vasgemaak het aan Jesus. Dankie dat U ons gehelp het om elke dag vir U te kan kies. Ons wil deur U net mooi dinge dink, doen en sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Here, dankie dat U ons vanoggend hier bymekaar gebring het, te midde van die weer daar buite wat so onstuimig, onrustig is, maar ook vol belofte van reën en van koue. En Here, dankie dat ons in 'n boerdery omgewing kan wees, 'n landbouomgewing, waar ons anders as die mense van die stad, wat die triestigheid net ervaar as iets negatief, wat hulle moet deurstaan, as iets van belofte, dat soos die son skyn na alles laat groei, so het ons ook die reën nodig, en het ons die koue nodig. Ervaar ons hoe U elke dag vir ons so onverdiend bly voorsien, in dit wat ons nodig het. Dankie Vader dat ons in hierdie onstuimigheid, die vrede, die kalmte, die teenwoordigheid hier kan kom opsoek en kan weet dat soos die lewe ook, dat terwyl daar so baie dinge is soos Psalm 13 sê, wat ons onrustig stem, wat ons kan bekommer in ons gedagtes besig gaan hou en ook allerlei vrese by ons op laat lewe. Dat ons kan weet dat U in ons lewe 'n krag is, 'n teenwoordigheid, dat U die Here is, die Almagtige, en dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees, ons is dit altyd, maar op hierdie besonderse manier, waarin ons kom bely en erken dat ons afhanklik is van U. En dat ons kan weet dat wanneer ons die woord oopmaak, ons opgewonde kan wees, dat daar 'n verwagting by ons kan wees, omdat ons weet dat U Gees hier is en deur die woord met ons praat, in ons gedagtes, in ons harte, maar saam met dit, dat ons die boodskap van U liefde gaan hoor, van U troue liefde, U ontferming, en dat ons bemagtig word deur U teenwoordigheid, deur opnuut kennis te neem daarvan, dat ons afhanklik is, dat ons tot niks goed uit ons eie in staat is nie, maar dat daar hoop is vir ons,
omdat ons van buite af deur U uit die hemel uit aangeraak word. Dankie vir hierdie blye boodskap, die evangelie. En wanneer ons luister na Paulus wat hooggeleerd is en baie intelligent en skerpsinnig is, en ons baie keer sukkel om hom te volg. Here, wil U gee dat ons elke keer as ons lees, net meer en meer onder die indruk kom van U genade. Dankie dat hy dit besef het in sy lewe, en dat U hom gebruik om ook dit met ons te deel. Ons wag op U, ons dink aan U, ons dink aan hulle wat nie hier kan wees nie, wat siek is, wat swak is. Dankie dat hulle ook kan weet dat U by hulle is. Dankie Here. Amen. Ek gaan terwyl ek lees, maar so deur die teks praat, sodat ons heeltyd kan volg. Maar ek wil tog eers hierdie teks lees uit Matteus 6 vers 24. Dit het hou nie verband nie, maar daar het Jesus gesê, niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. En dit het die Here gesê, as hy praat oor God en mammon, geld, maar ons sou dit van toepassing kom maak op ons as mense se lewens, dat ons is mense wat eintlik maar net op een ding op 'n slag kan fokus, regtig ons breine, maar ook as 'n mens dien, dat dit baie moeilik is, dat ons gedurig in twee geskeer is, as ons twee groot belange in ons lewe het. Ons ervaar dit, ons het baie belange, maar dit help mens om te weet wat die groot gedagte van my lewe aanbetref. Dien ek die Here? Behoort ek aan die Here? Is ek die Here se? Dis baie moeilik as 'n mens op twee voete probeer staan en sê ek glo in die Here, maar ek gaan maar tog my eie pad ook probeer stap, net vir ingeval. Romeine 6 vers 12 tot 23 sou mense tema kon gee en sê dood vir die sonde, lewendig vir Christus, vir God. Kom ons lees saam uit hoofstuk 6 vers 12 tot 23. Laat die sonde, en die sonde is mos nou die duiwel, die dood, die mag, die boosheid, dit wat donker is, die duisternis, die swaar, laat daardie mag dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam. In hoofstuk 6 vers 1 tot 11 het ons hierdie ongelooflike versekering gekry, dat deur die doop, dat die doop beteken is, 'n bevestiging, dit kom uit die hemel uit, deur die Here self gegee, vir ons, om ons te verseker dat dit wat in Jesus Christus gebeur het aan die kruis, en soos hy opgestaan het uit die dood, uit die graf, dat ons deel in Jesus se dood en sy opstanding. Dat ons daarom ook die mag en die krag van die sonde afgesterf het, van die dood. Die boosheid nie meer mag oor ons, dat ons hom slaaf sal volg nie. Maar nou sê Paulus, nadat hy dit gesê het, laat die sonde dit dan ook nie langer doen nie. Laat die sonde nie langer oor jou heers nie. Met ander woorde, ons is bemagtig deur Jesus Christus. Die Here woon in ons het ook die dood afgesterf, die mag van die sonde. Maar tog dink Paulus is dit nodig om vir ons te sê, ons is nog in 'n bedeling waar sonde sy mag uitoefen. Waar sonde invloed het, waar die duiwel mag het oor mense, soos 'n brullende leeu. En ons moenie toelaat dat die sonde langer oor ons sterflike liggame heers, om ons sterflike liggaam se begeertes te gehoorsaam. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nou sien 'n mens Pinocchio met die arms wat sy meester gemaak het, sy Geppetto gemaak het, sy bene. En 'n mens hoor dit dat Paulus letterlik sê, moet geen deel van jou, nie jou voete nie jou hande nie jou mond nie jou tong nie jou gedagtes nie jou oë nie, jou ore, moet niks van jou liggaam as wapens aanbied vir die sonde en die dood nie. Dis nogal 'n gedagte wat ons oor moet dink. Dat 'n mens baie keer vir jouself as Christen sê, ek is verlos, ek is vry van die sonde, ek is vry van die mag, die invloed van die kwaad. In my wil ek net die Here dien. Ek wil net doen wat goed is en mooi is en reg is. Paulus sê, moet jou nie laat mislei nie. So stil, situ. Kry die sonde dit baie keer reg om kinders van die Here se hande, se voete, se mond, se tong, se ore, se oë in diens te neem.
as wapens, daar's 'n stryd as wapens van ongeregtigheid. In die Pinkstertyd het ek net weer opnuut besef dat mens wil nie daarop fokus nie. Mens wil fokus op dit wat goed is en mooi is en reg is en daarop moet ons gedagtes rig. Maar ons moet ook nie dit wat Paulus ons teen waarsku minag en sê dit gebeur nooit dat ek verkeerd is nie. Ek het altyd net die goeie en die mooi en die skone in gedagte. Dis nie waar nie. En daarom as 'n mens dit besef, kan jy dit ook bely. En vir mense rondom jou sê ek is jammer. Ek was nie so eerbaar in my optrede nie. Ek het nie eintlik jou belange op die hart gedra nie. Ek het myself eerste gestel. Ek het eintlik glad nie aan jou gedink nie. Daaroor is ek ook jammer. Dat ons net oop sal wees daarvoor dat terwyl ons vry is van die mag en die heerskappy van sonde, dat Paulus sê daar is die moontlikheid dat jy jou hande, jou voete, jou gedagtes, jou mond, jou tong in diens kan stel van die sonde. Nee, sê hy, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate, julle hande, julle voete, julle gedagtes, julle mond, julle tong, gee dit vir die Here as wapens in hierdie stryd tot geregtigheid, as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Dit is wonderlik om te dink dat die Here ons kan gebruik om dit wat goed is en wat mooi is en dit wat lewe bring, om dit te bevorder. Ons is nie passief nie. Die Here het nie alles gedoen wat nodig is in my lewe en nou is ek so klaar en ek wag vir die Here om te kom dat ek die hemel kan ingaan, want dis al wat nou nog moet gebeur. Ons het 'n lewe om te leef. Daar's 'n koninkryk wat besig is om te kom. En die bose, die Satan bied weerstand teen die koms van die Here se koninkryk, teen dit wat goed en mooi is. En die Here gebruik mense om dit te weerstaan. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ek het gedink, hier moet ek 'n oomblik stil staan, want mens lees dit net, maar Paulus besef hoe belangrik dit is, dat ons sal besef wat dit beteken, om nie onder die wet te wees nie, maar onder die genade. In hoofstuk 3 skryf hy 'n baie belangrike paar verse daaroor, want wat Paulus van die begin af doen is om mense te help om die heilsboodskap van die Here te hoor. Van Romeine 1 af begin hy praat oor hoe verlore ons is as mense. Mense wat dit nie besef nie, mense wat heidene is, wat allerhande ander gedagtes het oor die lewe, wêreldbegrip het. Van die begin van Romeine af beskryf Paulus ons toestand as mens wat verlore is. En dan bring hy die Jode ook by en sê die Jode moet nou nie dink en hulle doen dit oordeel oor die ander wat verlore is, omdat hulle die wet het nie. Want hy sê of jy die wet het of nie die wet het nie, jy's net so in die moeilikheid. Jy's net so slaaf van die sonde en van die dood. Of jy heiden is en of jy Jood met die wet, jy's in dieselfde moeilikheid. En hoekom hy hier sê ons is immers nie onder die wet nie, is omdat daar die persepsie is dat wanneer die Here sy wet vir ons gegee het en ons onder die wet stel, dat ons op so 'n manier geregverdig kan word. Die hele Ou Testament verduidelik dit, dat die Joodse gedagtes was dat ons het die wet van die Here ontvang, met die Torah gaan ons as mense dit reg kry om in 'n versoende verhouding met God te leef. In hoofstuk 3 praat Paulus baie duidelik daaroor as hy sê God het nou iets vir ons geopenbaar. En dit is dat geregtigheid kom nie deur die wet nie, deur Jesus Christus. En in hoofstuk 3 vers 23 dink ek sê hy God het vir ons geopenbaar dat geregtigheid kom sonder die wet in Jesus Christus. En daardeur probeer die Here nie sê die wet is sleg nie. Maar wat Paulus weet ons as gelowiges nodig het om te hoor, is dat dit gaan nie die wet wees wat ons red nie. Die wet is goed, die wet is baie goed. Maar al wat die wet reg kry met ons, is om vir ons te wys hoe sondig ons is. Ons kan nie aan die hand van die wet onsself red nie. Ons kan nie dit reg kry om dit wat die wet vra te doen nie. En daarom sê Paulus, dis vir Jode en vir ander goed om te hoor dat God kies om sonder die wet ons te regverdig deur Jesus Christus. En daarom sê Paulus in hierdie hoofstuk 6,
Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. En wat hy dan sê om ons te help om te besef, dit hoef nie so te wees nie, is dat hy sê ons is nie onder die wet nie, maar ons is onder die genade. Paulus sê daardeur vir ons dat die sonde is so uitermatig sondig, sê in hoofstuk 7, dat wanneer 'n mens probeer om met die wet, aan die hand van die wet, in die regte verhouding met God te kom, dat die sonde saam met die wet iets met jou begin doen. En dit sien ons in die Fariseer. Dat omdat jy eintlik diep binne in jou besef, jy gaan nie die wet kan nakom nie, begin jy jouself vergelyk met ander mense en sê, wel, ek kom dit nou nie heeltemal na nie, maar ek kom dit beslis beter na, as Koos en as hierdie tollenaar wat hier langs my is. Daarom sê die Here, dis 'n denkskema wat jy heeltemal moet van afsien. En Paulus help ons as hy sê, sit die wet eers een kant. Die wet is goed, sit dit eers een kant. Want die oomblik as jy die wet vat, dan is die gevaar daar dat die wet tussen jou en die Here kan kom. Dat in plaas van dat jy deur die genade gered word, jy dink jy kan jouself red met die wet. Sit die wet een kant en besef jy staan nie onder 'n bedeling van die wet nie. Jy staan onder 'n bedeling van genade wat jy in geloof ontvang. En die oomblik as jy dit besef dat ek is totaal afhanklik van die Here, die wet help my om te besef dat daar geen manier is waarop ek op myself kan red nie, waarop ek my eie regverdiging kan loslewe nie. Ek is totaal afhanklik van die genade van die Here. En dan sê die Here vir my, ek het jou lief, my seun het alles gedoen wat nodig is om jou te red. Ek het my genade aan jou bewys. Jy is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus. Jesus se bloed aan die kruis bedek alle sonde wat jy in jou lewe kan en sal doen. Jy is volledig vrygespreek. Jy staan onder die vryspraak, die geregtigheid van genade. Die wet het nou nie 'n plek in hierdie gesprek nie. En die oomblik as ek besef ek staan so vry voor God, ek het so die lewe ontvang by God, is ek juis iemand wat snap dat binne hierdie verhouding van genade met God, hierdie geloofsverhouding waarin ek staan, daar oorwinning is oor die mag van sonde en dood. Die sonde het geen houvas meer op my nie, want deur die wet kla die sonde my heeltyd aan. En is hy so uitermate sondig dat hy eintlik deur die wet 'n houvas, 'n groter houvas op my kry. Ek raak fanaties, ek raak veroordelend oor ander. Dis alles net oor wat is reg en wat's verkeerd en wie is skuldig en wie's onskuldig en wat gaan gestraf raak en wat gaan. Maar wanneer ek besef dis heeltemal reg. Moenie bang raak nie. Sonder die wet. Sonder die wet. Jy staan nie onder die wet nie, jy staan onder hierdie liefdevolle genade van God, as jy vrygespreek. Dan gaan dit nie meer oor my nie, want ek weet ek is mos nou gered, verlos. Ek lewe, ek is vrygespreek. In my lewe hoef ek nooit weer my te bekommer oor wat reg of verkeerd is in hierdie sin nie. Want tussen my en die Here is ek versoen. Natuurlik praat Paulus later weer oor die wet, maar in 'n ander konteks. Waar die wet nou vry is van die sonde, waar die wet nie meer my aanklaer is nie, maar waar die wet riglyne is langs die pad. Aanduiers van dit is 'n goeie pad waarop ek is. Ek luister na die Here. Ek hoor sy stem, ek volg hom na. Ek stel my liggaam in diens van die Here. En die wet sê vir my, dis reg, die Here kry jou waar jy moet wees. Jy doen wat die Here van jou vra. Jy is eintlik so gehoorsaam in die wet. Maar binne 'n paradigma, binne 'n wêreld van vertroue, van geloof, van genade. Nie van wet en oordeel en vrees en veroordeling van mekaar nie. Wat dan? Sal ons dan sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Want daar is mense wat vir Paulus daarvan beskuldig het. In hoofstuk 6 vers 1 vra hy dieselfde vraag. As die genade van die Here dan so groot is, en die Here sy genade so ryklik oor ons uitstort, dan kan 'n mens mos maar lewe soos jy wil. Want daar sal altyd net nog genade wees. En om die waarheid te sê, hoe meer ek sondig, hoe groter word die genade van die Here, en sou mense dan nie vir die Here net nog meer bewonder vir hoe groot sy genade is, omdat ons sonde doen en hy tog vergewe nie. Nee, sê Paulus.
binne die bedeling waarin ons is van vertroue en geloof en liefde wat aan ons bewys is. En dit is die beeld van Dominee Drian met die meisie wat skoon gewas is deur haar ma en 'n pragtige nuwe rok aangetrek is, binne so 'n bedeling van liefde en verhouding en opoffering, is dit ondenkbaar dat daardie kind weer in die modder sal gemors, net omdat ek weet my ma sal my skoonmaak, sal vir my nuwe klere gee. Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Hoegenaamd nie. As iemand in sonde voortlewe, roekeloos, onnadenkend, liefdeloos, al wat dit sou doen is dat 'n mens sou vra en sê, het hierdie mens ooit besef wat God aan die kruis vir hom gedoen het? Het hierdie mens al ooit besef dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het en hulle saam met hom laat opstaan het uit daai dood van sonde? Het hierdie mens al ooit besef hoe liefdeloos hulle nou optree teenoor die Here wat hulle verlos het en teenoor hulle naaste wat die Here ook liefhet? Dis ondenkbaar dat iemand wat gesnap het hoe groot God se liefde vir hulle is, dat hulle weer in die sonde wil leef en onder die slawerny van sonde. Besef julle nie dat as julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Rob Dylan het 'n lied geskryf, We've Got to Serve Somebody. En daardeur sê hy, maak nie saak wie jy is nie, of jy nou wat 'n mens is met wat 'n status of wat 'n posisie nie. Ons as mense, we've got to serve somebody. En elke keer in die koor dan sê hy, dis of die duiwel of die Here. En dit is wat Paulus vir hierdie gelowiges sê, dat wanneer ek my liggaam, iets van my, in diens stel van ongeregtigheid, in diens stel van die dood, wanneer ons kan nou almal 'n voorbeelde ding, wanneer iemand neerhalend van iemand anders praat, en ek in daai oomblik nie uitgesluit wil wees nie en saam praat, dan moet ek weet, dat ek as 'n gelowige, as iemand wat nou aan die Here behoort, vir daai oomblik, my mond in diens stel van die kwaad, van die dood. Ek help iemand anders doodmaak, afbreek, hulle beeld. En dis niks om oor gespanne te raak nie, dis net om hierdie realiteit te aanvaar dat dit is die werklikheid waarin ek leef. Dat ek van oomblik tot oomblik in hierdie stryd lewe tussen dit wat goed is en dit wat kwaad is. Dit wat lewe bring en dit wat die dood bring. En dat ons almal onsself gedurig in die oë moet kyk en sê, waartoe gebruik ek dit wat ek het? My voete, my hande, my mond, my gedagtes. En wanneer ek besef vir die dood, dat ek weer opnuut net terugvlug na die Here toe en sê, Here, help my, dat dit sal ophou in my lewe. Dat die werklikheid dat ek uit die dood uit opgestaan het, tot die lewe, dat dit my realiteit sal wees. Dat ek dit wat is, sal wees. Dit wat al hoe meer in my lewe gebeur, openbaar dit aan my, waar ek die dood dien, in plaas van die lewe. Waar ek myself tot beskikking stel. Want ek is 'n slaaf, as ek gehoorsaam. En ek gehoorsaam, of die goeie of die kwaad. Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of julle is slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Wat lei tot dit wat mooi is, en goed is, en opbouend is. Aan God die dank, dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer, waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword. Dis ook iets, ons lewende wêreld wat sê, ons is nie slawe nie, ons is onafhanklik, ons is selfstandig, ons doen ons eie ding, I did it my way, ek is my eie mens. Wat Paulus sê is, jy mislei jouself. Ons is nie so groot, dat ons can do it my way nie. Ons doen dit of die Here se manier, of ons doen dit die bose se manier. Of ons is besig om lewe te bring, of ons is besig om die dood te dien. Ons is slawe, en slawe is 'n sleg woord, wie wil 'n slaaf wees? Maar op 'n manier help dit mense om te besef dat ek het iemand, I've got to serve somebody, en ek moet vir myself duidelikheid kry, in my gedagtes, oor my hele lewe, wat is my identiteit? I've got to serve somebody, ek wil die een dien wat my lief het, wat my vrygekoop het. Terwille van julle menslike swakheid, sê Paulus, praat ek in menslike terme.
Want soos julle julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid, om heilig te lewe. Nie hoogheilig nie, nie holier than thou nie, maar soos God, liefde, om die Here lief te hê met my hele hart, en met my hele siel, en met my hele verstand, met my hele wese en my naaste soos myself. En dit is nie maklik nie, dit is moeilik. Maar dit begin by erkenning dat ek dit nie reg kry nie. Dat ek nie met die wet en met my eie inspanning geregtigheid, 'n lewe van geregtigheid kan lewe nie, maar in afhanklikheid van die Here. Here, help my, dat ek die slaaf sal wees wat ek wil wees, dat ek vir U sal lewe, vir geregtigheid, vir dit wat heilig is, so anders as hierdie lewe wat seermaak, wat doodmaak. Toe julle nog slawe van die sonde was, sê in vers 20, was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. En watter vrug het julle toegekry? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. As mens so terugkyk oor jou lewe en jy dink die goed wat jy al in jou lewe gedoen het, goed wat jy gesê het, wat jy aangevang het, en dan is ons nie sleg mense nie, ons is eintlik goeie mense, ons word van kleins af groot in die kerk. Tog kan ons terugkyk en sê, daar was sulke oomblikke, wat my lewe doodgesaai het, nie die lewe nie. En oor sulke dinge kry mens skaam, want jy weet die uiteinde daarvan is die dood, die uiteindelike ewige dood, maar ook die dood wat tydelik is, wat hier is. Maar, vers 22, nou dat julle van die sonde vrygemaak is, nie deur die onderhouding van die wet nie, maar deur die genade van God is julle vrygemaak. En nou dat julle diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking. En die uiteinde hiervan is die ewige lewe. In die Ou Testament sê die Here vir sy volk op 'n stadium met Josua, nou moet julle kies. Julle moet kies vir die lewe of julle moet kies vir die dood. Kies vir die lewe. Kies vir die lewe. En Paulus sê dit, julle is vrygemaak. Julle diensbaar aan God geword. Julle kan kies vir die lewe. En wanneer julle kies, lewer julle die vrug van heiligmaking. En die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde, en daaroor moet ons geen onduidelikheid hê nie, is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Die loon van die sonde is die dood. Die keuse wat voor elkeen van ons is, elke dag, elke oomblik van die dag, is die lewe of die dood. En sonder Jesus Christus het ons eintlik maar net een keuse, en dis vir die dood. Maar in Jesus Christus is ons bevry van die mag van die dood, van die mag van die sonde. En word ons opgeroep om dit te wees wat hy ons gemaak het, sy kinders. Almal het trouens gesondig, sê in hoofstuk 3. Die eer van God ontbreek by almal. Almal van ons is op pad na die dood. Almal van ons sonder die Here lewer vrugte van die dood. Stel ons liggame in diens van die dood. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Jesus Christus. In Romeine 3 vers 21 sê Paulus, nou word die geregtigheid van God, die vryspraak, die versoening waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Ons is nie in 'n bedeling van werkgeregtigheid nie. Ons is nie in 'n bedeling waar ons heeltyd met mekaar hoef te beklei oor wat is reg en wat is verkeerd en wie doen die regte goed en wie doen die verkeerde goed, asof ons onder die wet is nie. Ons is onder genade. Onder die liefde, die ontferming, die wonderlike vryspraak van God in Jesus Christus. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat ons net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook kan ons so dan hierdie nuwe lewe lei. Galasiërs 2 vers 19 sê, met Christus is ek gekruisig, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Ek sluit af met vers 22 waar ons gelees het, maar nou dat jy van die sonde vrygemaak is. En ek dink dit is die kern van dit wat ons vanoggend by die Here hoor.
dat ons het nie vanoggend iemand wat gedoop word nie. Volgende Sondag het ons weer vir Karlien. Maar hier staan die doopfonds permanent voor in die kerk. Om ons permanent te herinner aan hierdie werklikheid. Dat jy sonder die wet, broer en suster, die Here het jou nie gedoop omdat jou ouers die wet nagekom het nie. Jy word nie gedoop omdat jy die wet nagekom het nie. Jy word gedoop omdat God gekies het om jou te regverdig sonder die wet, uitsluitlik op grond van die dood van Jesus Christus in jou plek, met jou sonde op hom, en op grond van die opstanding van Jesus Christus uit die dood. As Paulus met die gemeente in Korinthe praat, dan sê hy vir hulle, daar is 3 dinge wat hy oor en oor vir hulle bly sê het. Jesus Christus het vir jou sonde aan die kruis gesterf. Hy is begrawe. Hy is 'n mens wat in jou plek gesterf het. Hy is begrawe. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. En mag jy weet dat Jesus Christus aan die kruis in jou plek gesterf het, dat hy uit die dood uit vir jou ook opgestaan het en met daai selfde krag jou laat opstaan uit die mag van sonde. Mag dit jou inspireer om diensbaar aan God te wees. En wanneer jy dit is, en jy is dit, omdat jy bevry is, lewer jy die vrug van heiligmaking. En die uiteinde van daardie lewe, ongeag wat se beroep jy doen, ongeag waar jy werk, wat jou status is, wat jou posisie is, daai lewe van jou, daai lewe se uiteinde is die ewige lewe. Ons kies heeltyd, as sonder die Here kies ons maar net vir die dood. Met die Here kies ons vir die lewe. Kom ons raak saam stil. Hemelse Vader, hoe nodig het ons as gelowiges om te hoor dat U gekies het om in hierdie tye, die tyd waarin Jesus Christus hierdie groot misterie van U verlossing vir ons kom oopbreek het, dat U weet dat ons as mens nie in staat is om onsself te red nie. Dat U in Jesus Christus vir ons geopenbaar het, dat redding, regverdiging, geregtigheid kom sonder die wet. Dat die wet in die Ou Testament gegee is goed om mense te help om te besef dat hulle sondaars is. Maar dat die wet ons nie kan red nie. Dat ons onsself nie onder die wet moet stel nie, maar onder die genade. Dat ons 'n geloof kan ontvang, dit wat Jesus Christus gedoen het, vir elkeen van ons. Dat ons daardie blye boodskap met elke mens in die lewe kan gaan deel. Jy gaan nie deur jou eie inspanning gered kan word nie. Aanvaar dit. Maak dit vir jou goeie nuus. God, jou Vader, wat jou innig liefhet, het in Jesus Christus alles gedoen wat nodig is om jou te red. Jy is deur die bloed van Jesus Christus geregverdig voor God. Jou sondes is deur sy bloed bedek. Maar meer as dit, deur sy dood aan die kruis en deur sy opstanding, het hy jou vrygemaak van die mag van sonde en dood. Jy kan nou jou hele liggaam, jou voete, jou hande, jou tong, jou mond, jou gedagtes, jou ore, jou oë, jou hele wese kan jy in diens stel van God. En so word jy deel van hierdie wonderlike koms van die koninkryk wat Jesus Christus aangekondig het. So word jy deel van dit wat lewe bring. En so geniet jy hierdie geweldige, wonderlike versekering dat jy salig is, dat jy gelukkig is, ongeag jou omstandighede, omdat jy deel uitmaak van die koninkryk van God. Omdat jou lewe uiteindelik sal eindig in die ewige lewe. Omdat jou lewe op 'n positiewe manier, deur die genade van God en in afhanklikheid van die Here, ander mense se lewens aanraak met hierdie lewe van God. Mag ons dan 'n lig in Piketberg wees, sout in hierdie dorp wees. Mag alle gelowiges in hierdie gemeenskap elke dag mekaar bemoedig, mekaar groet, mekaar help, mekaar bystaan, mekaar dien, omdat ons U liefhet met ons hele hart en ons hele gedagtes, en ons hele krag en ons hele wese en mekaar soos onsself.
Dankie dat U ons daartoe bevry het, Here. Amen. Kom ons sing 'n ou haleluja lied saam, die 4 verse van hom, lied 296, wat sê, ek is Uwe Heer, ek het U stem gehoor, van die liefde meld dit my, en ek strewe reeds deur geloof omhoog, om steeds naby U te bly. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam. Ek is Uwe Heer, het U stem gehoor, van die liefde meld dit my, en ek streef reeds deur geloof omhoog, om steeds naby U te bly. Trek my nader, nader, nader deur die kruis tot ook vir my. Trek my nader, nader, nader deur na U eens deur poorte sy. Sonder my nou af tot U denk so Heer, deur die krag van U genade. As my wil aan U oorgegewe bly, sal dit eerlik vrugte dra. Trek my nader, nader, nader deur die kruis tot ook vir my. Trek my nader, nader, nader deur na U eens deur poorte sy. O die reine vrug van 'n enkel Heer, voor die troon o troue Heer. Als ek kniel en U in gebed ontmoet, en as kind met U verken, trek my nader, nader, nader deur die kruis tot ook vir my. Trek my nader, nader, nader na U eens deur poorte sy. Daar is liefde dik om dit ooit te pyl, tot ek land aan ginse kus. Daar is vrug so dat ek dit nie vat, tot ek ewig by rus. Trek my nader, nader, nader deur die kruis tot ook vir my. Trek my nader, nader, nader na U eens deur poorte sy. Terwyl ons so sit, kom ons bevestig dit wat ons glo in ons gedagtes en ons harte. Ek sal dit vir ons voorlees. Maak dit weer vas in jou, dit wat sentraal staan ook in jou lewe. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria. Hy wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het. Maar, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat daar sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees
en in ewige lewe. Die lied waarmee ons huis toe gaan is lied 506. Ek onthou 3 verse Ellison. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied met mekaar saam oor die Here se liefde, dat ons onder die genade staan van sy liefde, wat ons van sonde vrymaak. Kom ons sing hierdie lied saam met 3 verse. Maak my van sonde vry. U sing ontruk my aan die dood, uit aan die kruis vir my. U hoop en liefde onbegrens, laat my van vreugde juig. U deernis met mens, laat my van liefde vry. Genade so oneindig wyd, U skenk dit weer en weer. Dit is die hoogste eerlikheid, dat U my As jy alleen gekom het, moenie alleen huis toe gaan nie. Jy's lekker tee in die moederskamer, en as jy saam met iemand gekom het, bly terwille van die wat alleen is, en drink saam met hulle tee. Ontvang die seën van die Here, en ek wil julle weer aanmoedig, kyk na mekaar, raak aan mekaar. As ek klaar die seën uitgespreek het, dan seën ons ook mekaar met die Here se liefde en sy genade en sy vrede. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Jy is onder die Here se genade. Amen. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou. Vrede vir jou, vrede vir jou.